Hy vind haar rus ook by die Here in daai pragtige groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is, hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker diepte, sal ek nie bang wees nie. Want u is by my, in u hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Is dit nie 'n pragtige beeld nie? Hoe ontvang die Here 'n mens as jy nou eendag daar by die hemel aankom? Is die Here half skaam vir jou, jy weet, soos daai familielid wat net 'n bietjie skeef getrap het in die lewe en wil nie eintlik hê almal moet weet jy is nou familie van die ou wat dalk al 'n draai in die tronk gemaak het of so iets nie. Nee, die Here kyk na ons met vergifnis en liefde, en as jy daar arriveer, is elkeen 'n eregas. Elkeen word met hartlikheid en liefde en warmte ontvang. Daar's twee goed wat verskriklik belangrik is. Die een is, hoe begin jy die lewe? Die ander ene is, hoe eindig jy die lewe? Toe ek Psalm 23 oopmaak en begin voorberei, toe val my oog op Psalm 22, is die bladsy langs aan, by 'n versie wat ek onderstreep het. En in my geestelike voorbereiding om uit Psalm 23 te preek, het ek nie in Psalm 22 gedink nie, maar hoor nou net hierdie woord, hier in vers 10. U het my die eerste lewenslig laat sien, my veilig laat rus aan die bors van my moeder. Van my geboorte af is ek onder u sorg. Van die begin van my lewe af is u my God. Is dit nie wonderlik nie? Om so die lewe te kan begin. Ek het haar nie geken, tot op daai punt dat ek nou goed met absolute sekerheid kan sê nie. Maar ek dink, dit is presies wat sy sou wou beaam. Om te sê, van my geboorte af, is ek onder u sorg, van die begin van my lewe af, is u my God. Ek wil net vir 'n oomblik vat, na Lukas 2. Nou vat ek hier na die einde van die lewe toe. Hier in Lukas 2 lees ons die verhaal, Jesus is nou gebore, dan vat sy ouers hom tempel toe, en in die tempel is daar twee ou mense. Die ou oom se naam is Simeon, en die ou tante se naam was Anna. Sal ek maar sê die oupa en die ouma. En dan staan daar in Hoofstuk 2 vers 28, Simeon het hom toe in sy arms geneem vir Jesus, en God geprys en gesê, Here, laat u dienaar nou maar in vrede gaan volgens u woord, omdat my oë u verlossing gesien het, wat u gereed gemaak het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot eer van u volk Israel. Is dit nie pragtig nie? Hy is aan die einde van sy lewe. Hoe het hy nou geweet, Josef en Maria en klein Jesus sal nou op daai spesifieke dag in die tempel wees. Hulle het gekom om sekere offers te bring, wat voorgeskryf was as daar nou 'n seentjie gebore word in die familie. Hoe het hy geweet? Nee, hy het nie geweet nie. Hy was elke dag in die tempel. En toe hy daar stap, gebeur hierdie wonderlike ding. Hy kry die voorreg om daai klein babietjie, Jesus, mens geword het, in sy hande te neem, en hy sê, nou, Here, is ek gereed om te kan gaan. Die begin van 'n lewe en die einde van 'n lewe. U het my die eerste lewenslig laat sien,
my veilig laat rus aan die bors van my moeder. Van my geboorte af is ek onder u sorg. Van die begin van my lewe af is u my God. En toe die Here gekom op die 11de en hy het vir Leni kom haal. Nou, ons skrifgedeelte praat Dawid verskriklik mooi vanuit sy agtergrond as 'n jong man wat skape opgepas het op sy dag. En nou het hy ook al ouer geword, nou kyk hy terug oor daai pad. En dan praat hy oor 'n hele paar goed. Nou wil ek net een ding uitlig. Hy sê, hierdie Here bring my waar daar vrede is. Hy bring my waar daar vrede is. Jy sien, Dawid het ook 'n begin gehad, 'n goeie begin. Hy het goeie ouers gehad. Hulle het hom groot gemaak in die vrese, in die kennis en in die liefde van die Here. Nou, hoe sou Dawid sy einde gelyk het? Sou hy, soos Simeon ook kon sê, Here, ek het vrede? Jy sien, kom ons praat net so klein bietjie oor vrede. Hoe sou Dawid vrede vir ons kon beskryf het? In Hebreëus, die taal wat Dawid lief was voor. Hy het sy gedigte, sy psalms in Hebreëus geskrywe. Hy het gesing vir die Here. Hy het gesê, ons as Jode, as ons mekaar groet, weet julle wat sê ons vir mekaar? Ons hou die hand uit, dan sê ons Shalom. Dit beteken vrede vir jou. En as ons totsiens sê, want nie sommer net okay bye nie, ons sê weer Shalom. Mag die vrede van die Here met jou gaan. Hierdie ding van vrede was 'n baie groot ding. Israel, erfeland. Hulle trek in die heilige land Palestina in, en daar bly Kanaaniete en Amorite en wat nie alles in daai land nie. En Israel is eintlik nie welkom nie. En die mense wil hulle nie daar hê nie. En kort val die Filistyne vir hulle aan. En dan weer hierdie stam en dan weer daai stam. Nou loop jy's 'n skaapwagter en nou loop jy in die veld. Almal in Israel daai tyd, min of meer, dra wit klere. Nie omdat dit in die mode was nie. Maar hulle het nou nog nie hierdie ding gehad van om vreeslike klere te maak. Jy het basies of swart gedra, of jy het wit gedra. Hang alles af waarvan die klere gemaak is. Maar die wit is ook gedra om jou te beskerm teen die son. Nou kom maar iemand ver aan, en jy kan nie mooi sien wie dit is nie. Die persoon het wit klere aan, wit tulband om die kop, en hier kom jy aan, en jy weet nie of dit 'n Amoriet is, of 'n Filistyn is nie, want dit is te ver, jy kan nie sien nie. Nou hier van ver af sê jy, Shalom, so met 'n vraagteken, en jy skryf vir daai ou, kom jy in vrede? En as hy nie jou vredegroet gaan beantwoord nie, dan weet jy, daardie wapen wat jy hier weggesteek het onder jou klere gaan dalk vandag werk kry om te doen, of jy moet begin hardloop. Maar dan groet die ander persoon van daai kant af en sê hy, Shalom, ek kom in vrede. Nou kom jy by mekaar, en nou kan jy met mekaar praat, jy hoef nie bang te wees vir mekaar nie, jy hoef nie te veg nie, jy hoef nie wantrouig te wees nie. Dawid het daarmee groot geword. Maar weet jy, hy het 'n begin gehad, hy het 'n einde gehad. En toe kom hy 'n tussenvak in sy lewe. Hy het alles gekry wat sy hart begeer het. En wat doen hy? Hy laat toe dat die Satan hom verlei. Hy gaan steel 'n ander man se vrou. Hy organiseer dat die ou moet sterf in 'n veldslag, indirekte moord. En uiteindelik kom die Here na hom toe. Hy stuur 'n profeet, hy los hom nie in sy sonde nie. En dan kom praat Nathan met hom en sê, koning, ek wil vir jou 'n storie vertel. Hy was 'n vreeslike ryk man en hy het baie skape en bokkies en goeders. En toe een aand kom daar iemand by hom aan wat oornag soek, en hy voel te jammer om een van sy eie skape te slag. En hy gaan toe na sy arme man wat daar naby bly, en hy gaan vat daai ou sy enigste skaap ooitjie, en hy slag hom, en
en hy sit dit voor, en Dawid is so kwaad, hy spoeg vuur, hy sê, so man moet doodgemaak word, hy moet dit 4voudig terugbetaal, hy struikel so oor sy woorde, eintlik moes hy dit net omgeruil het, hy moet dit eers terugbetaal, dan kan hy doodgemaak word, so kwaad is hy, en dan die oomblik van waarheid, Dawid, jy is die man, Dawid, jy is die man, en weet jy, ek moet vir jy sê, as dit nie was, vir Psalm 51 nie, dan dink ek nie, ek sou graag ooit, oor Dawid se lewe enige iets wou sê, wat nog te sê daaroor te probeer preek nie. Maar luister wat sê hy in hoofstuk Psalm 51. Hy besef sy sonde. Hy val voor God neer. Hy sê, wees my genadig, o God, in u troue liefde. Wis my oortredings uit in u groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde. Ja, my oortredings ken ek, en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen u alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in u oë. Hy bely daar die sonde, wat hy gedoen het voor die Here. En weet jy, dan kom 'n mens by Johannes 10, wat vir ons vertel van hierdie skaapherder wat gekom het en so lief was vir sy kinders. Hierdie skaapherder se naam is Jesus. So lief was vir sy kinders dat hy bereid was om sy lewe vir hulle te gee. Hy sê dan vers 11, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en hulle ken my. En dan sê in vers 28, ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Jy sien, Dawid sou ook vir ons kon sê, Shalom was vir hulle baie praktiese ding. Jy pas jou skape op, jy's in die veld, is dalk miskien by die landerye, maar nou kom jy in die aand huis toe. Dink veral aan sy skaapwagtertyd. En nou kom al die skapies en hulle word daar veilig toegemaak en hulle word opgepas. En as daar een skaap is wat nie daar is nie, dan sê hy, sal iemand net kyk asseblief. Hy vra een van sy skaapwagtervriende of een van sy broers, pas net hierdie op vir my asseblief, ek moet gaan soek. En hy hou aansoek totdat hy 'n ander skaap kry. Hy sal nooit sonder daai skaap terugkom kraal toe nie. As die skaap beseer is, tel hy die skaap op, dra die skaap en dan bring hy hom terug. En as al die skape daar is, weet jy wat sê hulle dan vir mekaar? Shalom, dankie Here. Nou is die vrede weer terug hier. Nou is dit voltooi. Nou kan ek rustig gaan slaap. Want my skape is almal veilig. Daardie ding om te sê, alles is reg, alles is in orde, alles is soos wat dit moet wees. Toe julle twee gepraat het van julle kuier by ouma, een van julle twee het gesê, en alles was reg. Hier is alles altyd reg. Lyk soos iemand wat goed georganiseerd was, maar jy het welkom gevoel. Die lekker geselse, die lekker tee, koffie drink, ek kan my net indink, die lekker koekies wat daar was, nie wat gekoop is nie, wat self gebak is, alles is reg. Daai rustigheid, daai kalmte, daardie orde. Nou, ons is nou in die Pinkstertyd. Weet jy hoe belangrik is hierdie vrede? En wat is die diepste grond vir ons vrede? Ons lees in Lukas se laaste hoofstuk 24 vers 36. Terwyl hy nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus met eens, die deur is toe, staan Jesus met een tussen hulle en sê vir hulle, wat sê hy vir hulle? Shalom, vrede vir julle. En hy kan dit sê.
want hy kom terug uit die dood uit. Hy het opgestaan met krag, hy het die mag van die sonde oorwin, hy het die mag van die dood oorwin, en dan spreek hy daai vrede as 'n nuwe lewenswerklikheid op sy disippels uit. En weet jy, hulle het dit so nodig gehad. Hulle het weggehardloop toe hy alleen aan daai kruis gesterf het. En hulle het nooit weer in hulle lewens weggehardloop nie. Baie van hulle het 'n kruisdood gesterwe. Petrus sê hulle het hulle ook gekruisig, en die tradisie sê vir ons, toe sê hy vir hulle, kruisig my onderste bo, ek kan nie soos my Here regop hang aan 'n kruis nie, kruisig my onderste bo. Vrede vir julle. Die lewe begin, van die begin af, is jou lewe in die holte van God se hand. Nou gaan die lewe aan. Ek bid altyd, en mag die Here dit gee, dat as jy by daai einde kom, dat jy nog steeds daai vrede het. Maar baie keer tree ons op 'n manier, wat ons die vrede onder ons eie voete vertrap, wat ons sonde doen, wat ons het verbreek, laat ek nie meer in die teenwoordigheid van die Here wil kom nie. En dan maak die Here net soos wat hy met Dawid gemaak het. Hy stuur iemand agter jou aan, met jou te gaan praat, en om te sê, waar is jy? Kom terug na die Here se kraal toe, hier waar vrede is, hier waar alles reg is, bely daai sonde voor die Here, sodat jy eendag, ook soos 'n Simeon kan sê, Here, hier is ek, vat my nou, ek is reg te sterf in vrede. Wanneer is 'n mens reg om te sterf? Wanneer is jy reg om die Here te ontmoet? Dis nie omdat jy die afgelope week baie goed gelewe het, geen sonde gedoen het nie, baie mense gehelp het nie. Dit is wonderlik as jy dit doen, maar jy's reg, omdat jy weet die Here het vir my gesterwe. Die Here het vir my 'n nuwe lewe gegee. Ek gaan nog foute maak. Ek gaan partykeer nog in swakheid nog weer sonde doen. Maar niemand gaan dit ooit van my wegvat nie. Nie die Satan nie, geen mens nie, niemand nie. Ek het vrede met God, want Jesus het die prys betaal vir daai vrede. Hy het dit betaal. En toe hy opstaan uit die dood, toe sê hy vir sy disippels, vrede vir julle. En so sê die Here dit ook vir elkeen. En ek wil vir jou vra, my liewe vriendin, ken julle nie, maar die Here ken julle. Moenie laat hierdie kans vir goddelike vrede ooit by jou verbygaan nie. Julle het vir Tannie Leni geken. Dit klink vir my daar 'n sterk Christelike getuienis uit haar lewe uitgekom. Sy het die Here geken, sy het die Here aanbid, sy het by die Here haar vrede gevind, sy het deur verskriklike moeilike gegaan, wat baie mense regtig kan regkry om te hanteer, en deur die genade van die Here het sy deurgekom, en glo ek, het sy met 'n hart vol vrede, het sy gesterwe. En nou is ons in die herinneringstyd. Nou kan ons terugdink en sê, dankie Here, vir die mooi wat ons in haar lewe kon sien, wat julle kon sien en ervaar het, en vat dit vir jou. Dis 'n geskenk van God, en eer dit, deur te sê, ek wil ook so 'n kosmos mens wees, soos wat sy was. Ek wil ook vrede in my hart met God hê. Ek wil ook sê, alles gaan goed in my lewe. Elke ding is in plek. Nie volmaak nie. Ons het probleme. Ons is nie naïef nie. Daar's baie pyn in die lewe. Daar's baie dwaalleer in die lewe. Daar's baie goed wat jou kan verlei in die lewe, maar een ding weet ek. Die Here is magtig om my uit enige situasie te red, om vir my wysheid te gee, om vir my insig te gee, om vir my die genade te gee, om die regte keuses te maak en die regte pad te loop. Ag, mag die Here vir julle almal wat vanoggend hartseer is, daai troos gee wat net hy alleen kan gee. Geen ander een kan dit gee soos die Here nie. Ons is in Pinkstertyd. Die Heilige Gees word genoem ons groot trooster,
ons advokaat. Hy ken jou hart soos niemand dit ken nie. En hy sal vir jou gee wat jy in hierdie oggend nodig het vir troos, maar ook wat jy nodig het om eendag met troos en vrede in jou hart om te kan tegemoet gaan as jy hierdie lewe moet verlaat. Amen. Magda, ek gaan nou vir jou kans gee, en as jy klaar gepraat het, dan gaan ons 'n gebed doen, dan gaan ons saam na buite. Ek wil net dankie sê vir Prof Willie, Moreletta Kerk, dat hulle vir ons die ruimte beskikbaar gestel het, vir Afpop, en dan die emergency services wat my ma by die huis, by die aftreeoord gaan haal het. Daai mense het regtig dit met soveel eerbied en professionaliteit gedoen. Dankie daarvoor. Vir die Kloof Hospitaal vir haar laaste paar ure. Die ouens van Princess House, waar sy die laaste 5 weke gewoon het. En dan 'n spesiale dank aan die ouens van San Michel. Ek weet hoe julle na my ma gekyk het, in die tyd wat ons nie naby haar was nie. Dan is jy asseblief, sê vir al die bure, baie, 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 baie dankie. Want ek weet hoeveel keer jy in die aand na haar gaan kyk het, en hoeveel keer die ander ouens in die oggend die deur vir haar gaan oopsluit het. Baie dankie daarvoor. Vir Cynthia en vir Mimi, julle die laaste klompie maande na ouma by die huis gekyk het. Ons waardeer dit verskriklik baie. En dan Solis, vir jou wat my, ek weet nie hoe kan ek vir jou dankie sê nie, my kind, vir elke tree wat ek getree het, toe ons almal sy huis leeg vir haar getrek het hiernatoe. Ek sou dit nie kon doen as jy nie by my was. Dankie. Dankie vir almal wat gehelp het toe ons almal sy huis moes leegmaak. Jaco, Pieter, ek weet jou werk het dit nie toegelaat nie, maar as Kaat ver is, en julle 3 wat daar sit, en vir Pa en Pietie, baie dankie daarvoor. Dankie vir die werkgewers, dat julle hier is, ons waardeer dit baie, ook vir Gert se werkgewers, baie, baie dankie julle. En dan, almal wat hier is, en wat aanlyn gekyk het, ek hoop die link het gewerk, maar baie dankie dat julle ons bygestaan het oor die laaste paar dae, en ook vir julle teenwoordigheid, ons waardeer dit opreg. Baie dankie. Ek wil net vir Magda sê, ons was in hierdie tyd sonder haar verlore gewees. Sy het ons hele huishouding in die lewe gehou. Dankie vir jou. En dan is hier 'n dankie van Tannie Esther af. Nou, dit lees ek met 'n swaar hart. Ons het nie vir my ma gedoen wat ons gedoen het, omdat dit ons plig was. Ons het dit gedoen, omdat ons vir haar lief is, en lief sal bly. Maar Esther sê, Gert en Magda, dankie vir alles wat julle vir ouma gedoen het, haar opname en versorging. Magda, dankie dat jy ouma by al haar doktersafspraak gekry het, soms teen haar sin, baie keer teen haar sin. Gert en Magda, Solis en Monja, dankie vir julle harde werk om ouma se huis op te ruim. En Jaco vir jou ook. En dan, ook vir die reëlings van vandag, ons waardeer dit opreg, liefde. Baie dankie julle. Vriende, kan ek vra dat as ek die laaste gebed doen, ek sal die seën net nou daar by die voertuig uitspreek, waar ons die laaste eer gaan betoon, maar ek wil net afsluit met 'n gebed hier. Kan ek vra dat ons almal sal staan, en dan bid ons saam.
Ons wonderlike God en Hemelse Vader, dankie vir die voorreg om in Jesus Christus die absolute versekering te hê, dat ons plek in die hemel reeds vir ons gereed gemaak is. Want so het u disippels getroos, Here Jesus, toe u op pad was na die kruis toe, en u het vir hulle gesê, dat u hulle nie alleen gaan agterlaat nie, dat u weggaan om vir hulle plek voor te berei, en dan kom u op 'n stadium terug om hulle te neem, om ons almal te neem, sodat ons kan wees waar u is. En Marlene het vir ons vooruit gegaan, en ons sê, dankie vir haar lewe, en nou kan sy ook by haar geliefdes wees. En nou kan sy ook die vrede van God op 'n wonderlike, volmaakte manier ervaar. En Here, nou vra ons vir elkeen hier wat hartseer is, om daardie hart aan te raak. Here, 'n suster wat hier is, 'n seun wat hier is, skoondogter wat hier is, klein kinders wat hier is, baie vriende en vriendinne wat hier is. Wil u vir hulle almal versterk, wil u vir hulle lei, en wil u vir elkeen van hulle 'n God van genade en hoop en vrede wees. Dit bid ons in Jesus se wonderlike naam. Amen. Vriende, ons sal nou saam na buitentoe beweeg, en dan gaan ons maar rustig net daar rondom die voertuig staan, en dan sal ons 'n laaste seremonie daar hanteer. Baie dankie. And seas that are shaken and stirred can be calm.